Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. En ja, wil net baie dankie sê vir gisteraand, vir almal wat die spitete bygewoon het, vir almal wat ons ondersteun het. Ja, almal wat gewerk het, almal wat kos gemaak het, dit was so baie lekker. In Wenen eet ons natuurlik vanmiddag weer, so ons het ons bazaarete vanmiddag. Ja, daar is dalk nog een plekkie as iemand dalk nog wil kom. So laat weet ons. Geliefdes, ons is vanoggend by Lukas 1 vanaf vers 26. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie." Maar Maria het vir die engel gesê: "Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie?" Die engel het haar geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familie van jou is ook swanger en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger, want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie." Toe sê Maria: "Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord." En die engel het van haar af weggegaan. Vriende, daar is so baie in hierdie teks dat ons kan by stil staan, né? Hierdie mooi woorde weer 'n keer van die engel wat sê moenie bang wees nie. Hoeveel keer hoor ons hierdie woorde? En hoeveel keer hoor ons ook hierdie woorde wanneer dit iets groot is wat gaan gebeur? En hier kom hierdie engel na hierdie jong meisie en sê vir haar: "Jy gaan swanger word." En sy sê: "Maar dis mos nou onmoontlik, want ek was dan nog nooit by 'n man nie." Sy weet darem hoe werk biologie. Sy weet darem die feite van die lewe, so dis mos nou nie moontlik nie. En hy sê: "Nee, God gaan dit doen." En as bewys hiervan, die wonder wat gebeur het dat die ou tannie Elisabeth swanger is. En dan sê die engel hier 'n woord wat die res van die evangelie baie belangrik is. En wat nou nog al die jare belangrik is en wat ek en jy nog nou vanoggend moet hoor. Geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Hierdie teks daag ons uit om God op sy woord te vertrou. Die teks verduidelik so mooi hoe Maria dit gedoen het. Hier is die regte jong, eintlik nog in ons terme 'n jong kind of 'n jong dame, wat op die nou in volwassenheid binne gaan en sy sê net: "Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord." Kan ons daai gesindheid hê? Ek is die dienskneg, ek is die diensmeisie van die Here. Ek sal gehoorsaam wees. Want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, help ons om in u woord en in u beloftes vas te hou.
Ons sukkel baie keer. Maar help ons deur die Heilige Gees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Onthou ons eredienste vanoggend 8 uur in Eskort, ook 10 uur in Mooi Rivier en vanmiddag 5 uur hier so in Benen. Mooi dag vir u. Totsiens.